Kom Skeppergees, besoek u kerk. U wat vernuwe, ons versterk. Vul self u skepping, Heilige Gees, met krag op hierdie Pinksterfees. U is die trooster wat ons lei, geskenk van God wat by ons bly. U, lewensbron van bo gestuur, deurgloei ons met u liefde vuur. Kom Skeppergees, besoek u kerk, u wat vernuwe, ons versterk. Vul self u skepping, Heilige Gees, met krag op hierdie Pinksterfees. Amen. Liewe broers en susters, jongmaats, ek groet julle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag julle op 'n besondere manier ook sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede beleef in hierdie erediens en ook hierna. Kom ons begin met 'n loflied. En die loflied is die bekende lied 334. God is liefde. Kom ons sing al vier daardie verse lekker saam. Liewe Here Jesus, ons het die afgelope donderdag u hemelvaart herdenk. En nou kan ons amper voorstel wat toe u in die hemel opgevaar het, deur u eerste disippels se gedagtes gegaan het. Hulle het gesien, daar gaan u in die hemel in. En daar verlaat u hulle. Waarskynlik het hulle, toe hulle 'n bietjie tot hulle sinne gekom het na daardie oorspronklike skok, het hulle onthou wat u vir hulle beloof het. Dat u hulle nie alleen sal agterlaat nie, maar dat u in u plek vir hulle die Heilige Gees sal stuur. En ons lees dat hulle by mekaar was, dat daar 'n afwagting in hulle hart was. Hulle het geweet, die Heilige Gees kom. Hulle het net nie geweet wanneer hy kom nie, en hoe hy gaan kom nie. U het net vir hulle gesê, hulle moet wag. Baie dankie, dat ons nie meer hoef te wag vir die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees, die Heilige Gees,
is al lankal by ons en in ons. Ons as gelowiges kan weet, U is elke sekonde van elke dag of nag in ons. Ons is nooit sonder U nie. Baie dankie vir hierdie besondere tyd in die kerklike jaar, waarin U ons net weer herinner aan U self, o Heilige Gees, aan wie U is en wat U doen in elkeen van ons. Ons wil bid dat U ook in hierdie Pinkstertyd so kragtig in ons elkeen sal werk, dat nie net hierdie tyd van die jaar, nie net hierdie week, U week sal wees nie, maar dat ons U in elke ander deel van die jaar sal raak sien, raak hoor en beleef. O Heilige Gees, voordat ons onder U leiding in U woord gaan ingaan, wil ons net eers vanoggend, as dit reg is met U, net vir almal op ons siekenlys bid. Ja, ons bid vir hulle genesing. Ja, ons bid vir hulle vir krag om deur hierdie dag te kom. Ons bid vir hulle geliefdes wat rondom hulle en by hulle is en ook deur 'n moeilike tyd gaan. Maar o Heilige Gees, met Pinkster in ons agterkop, wil ons veral bid dat hulle, al gaan dit hoe moeilik fisies en emosioneel, dat hulle sal ervaar hoe U by hulle is en in hulle is deur U Gees. En ook in hierdie Pinkstertyd op 'n besondere manier met hulle, al is hulle dalk Bethlehem, 'n pad gaan stap. Nie net met hulle nie, maar ook met hulle geliefdes daar rondom hulle. O Heilige Gees, ons kan amper nie wag om nou met hierdie Pinkster te begin nie. Ons kan amper nie wag om te hoor wat U met ons en in ons wil doen nie. Daar's 'n afwagting in ons harte, 'n stuk opgewondenheid. Spreek asseblief met ons, o Heilige Gees. Ons luister. In Jesus se naam, amen. Broers en susters en jong maats, ons tema vir hierdie jaar se Pinksterweek is ontwrig deur die Gees vir Suid-Afrika. Kyk mooi na hierdie tema. Daar is 'n rede vir elke woord in daardie tema. Dit gaan oor die Heilige Gees. Pinkster is sy tyd. Hy wil in hierdie tyd so in ons werk, dat ons deur die hele jaar sy werking in ons raak sien en beleef. Ek dink, as ek die Heilige Gees reg hoor, dat hy ons in hierdie jaar wil ontwrig. 'n bietjie skud, uit ons gemaksone uithaal. Dit is waarom die woordjie ontwrig deel van die tema is. Dit kan beteken dat hy ons opvattings en sienings en leefwyse voor ons gaan plaas. En dan vir ons vra om saam met hom daarna te kyk. Om die ontwrigting nog groter te maak, is ons tema ontwrig deur die Gees vir Suid-Afrika. Die oomblik wanneer ons neus by die deur uitsteek, of op enige media platform is, het ons met Suid-Afrika te doen.
Dit laat ons iets wat ongemaklik voel as ons Suid-Afrika en die Heilige Gees in dieselfde asem noem. Dit is baie makliker om Suid-Afrika sonder die Heilige Gees te hanteer. Soos ons dit sien en soos ons dit wil doen. Maar kom ons hoor hierdie week wat die Heilige Gees vir ons wil sê oor Suid-Afrika. En ons hier wees in Suid-Afrika. Want ons is nou hier. Of ons nou daarvan hou, of nie daarvan hou nie, dit is waar ons nou is. In die middel van Suid-Afrika met al sy uitdagings. Wanneer ons onder leiding van die Heilige Gees na onsself hier in Suid-Afrika gaan kyk in hierdie week, wil dit glad nie sê dat hier nie ernstige probleme in Suid-Afrika is nie. Ons almal weet dit, sien dit en ervaar dit elke dag. Dit wil ook nie sê dat ons nie 'n verantwoordelikheid teenoor onsself en ons eie mense het nie. En ek is net so gefrustreerd soos julle met die huidige Suid-Afrika. So elke keer voordat ek in hierdie week hierdie boodskap vir julle gaan bring en ook vandag sin, gaan ek self eers deur 'n intense persoonlike geestelike worsteling. Ek het baie lank klas in my voorbereiding vir 'n preek, vanoggend se preek, soveel geestelike en innerlike worsteling beleef, soos met hierdie een. Want Suid-Afrika, die naam Suid-Afrika, bring 'n klomp emosies by my ook op. Maar kom ek en julle hoor hierdie Pinkster van die Heilige Gees en nie die media en ons eie gevoelens nie vir ons wil sê. Wanneer ons oor Pinkster praat, moet ons begin by die begin. Pinkster het begin met die gebeure in Handelinge 2. Daarom begin ons Pinksterreeks ook daar. Julle kan vanoggend se skrifgedeeltes, daar's 'n paar daarvan, volg op die skerm of agter op die aankondigingsblaadjie. Want hulle daar ook vir julle gedruk. Kom ons lees om te begin. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. In Handelinge 2 sien ons vuur en wonders en tale wanneer die Heilige Gees kom. As ons dieper kyk, sien ons nog iets raak. Ons sien vuur wat op mense rus. Nie op geboue nie op stelsels nie in instellings nie. Die vuur land nie op die tempel of op die altaar of die ark van die verbond in die tempel nie. Dit land op vissermanne, tollenaars, gewone gelowiges wat in 'n bovertrek angstig en bang by mekaar is. Die vuur land op mense soos ons, op jou en my. Wanneer ons Romeine 5 vers 5 saam met Handelinge 2 lees,
gaan daar nog 'n waarheid vir ons oop. Daar staan, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Die Gees kom nie om ons indrukwekkend te maak nie. Die Gees kom om ons liefdevol te maak. Dit is heel anders as wat ons soms Pinkster verstaan. Ons wil volgens ons siening van Pinkster krag ontvang om te bewys ons is reg. Ons wil gawes ontvang om te wys ons is begaafd. Ons wil tekens ontvang om te demonstreer God is met ons. Maar Pinkster gee vir ons iets veel gevaarliker as dit. Pinkster gee vir ons liefde. 'n Liefde wat weier om binne ons gemaklike grense en leefwyse te bly. God se liefde. Die Heilige Gees kom met God se liefde in ons harte in, om ons bitterheid, wrokke, woede, wonde te konfronteer. Die Gees bring dit alles aan die lig, nie om ons te beskaam nie, maar om ons te genees met God se liefde. Pinksterliefde stroop ons van verskonings. Ons kan nie meer sê die verlede was tog nie so erg nie. Ons kan nie meer sê hulle is almal so nie. Ons kan nie meer sê dit is hulle eie skuld, laat hulle maar suffer en dit self uitsorteer nie. Pinksterliefde stop ons in ons spore as ons so wil praat. Iemand wat met die Gees en sy liefde gevul is, kan nie meer so maklik griewe vashou nie. Net so min as wat 'n ballon wat met helium gevul is op die vloer kan bly. Die fisika laat dit eenvoudig nie toe nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 14 oor hierdie liefde. En hy sê, die liefde van Christus dwing ons. Paulus gebruik hier 'n baie sterk woord. Hy sê Christus se liefde dwing, dryf ons. Die Griekse woord dra die idee van druk. 'n Krag wat ons saamhou en gelyktydig vorentoe stoot. Liefde is nie 'n voorstel wat Paulus maak nie. Dit is 'n noodsaaklikheid waaraan hy en ons nie kan ontsnap nie. Ons moenie dink dat dit vir Paulus maklik was om dit te sê en vir die gemeente in Korinthe om dit te aanvaar en te doen nie. Hulle is deur hulle mede-landgenote geïsoleer, beledig en vervolg en selfs doodgemaak. En tog skryf Paulus baie duidelik, ten spyte van dit alles, moet die liefde van Christus hulle dryf, ook na hulle landgenote toe. Ons word altyd deur iets gedryf. Geen mens funksioneer sonder 'n dryfkrag nie.
Die vraag is, wat dryf ons? Sonder liefde val ons terug op ander dryfvere. Mag, geld, politiek, gemak, vrees, trots, hoogmoed, haat. Dikwels is dit dryfvere wat aangevuur word deur politici met hulle eie agendas, waar liefde, God se liefde, Pinksterliefde, nie 'n plek het nie. Daar mag tog net nie liefde in Suid-Afrika wees nie. Want dan is dit die einde van baie politieke partye en organisasies en ideologieë en agendas. As hierdie liefde, God se liefde, die Pinksterliefde ons dryf, kan dit soveel anders wees. Want liefde dryf vergifnis. Nie omdat vergifnis maklik is nie, maar omdat die alternatief ewige herhaling is. Wanneer liefde intree, breek siklusse. Nie omdat die verlede vergeet word nie, maar omdat die verlede nie meer in beheer is nie, maar God se liefde. Is dit moontlik? Is dit enigstens moontlik? Ja, sê die Bybel. As hierdie Jesus liefde ons dwing om mense nie bloot op hulle uiterlike te beoordeel nie, maar eerder te onthou dat hulle ook 'n innerlike soos ons het. 'n Innerlike waar dieselfde Heilige Gees ook woon en werk soos in ons. En besig is om dieselfde liefde vir ons in hulle te vestig. Dieselfde mense, saam met wie ons vir ewig in die hemel gaan woon. Die oorgrote meerderheid van hulle is soos ons. Nie die groot monde wat alles wat sleg is doen en aanblaas nie. Die stille meerderheid wat net 'n rustige en veilige bestaan wil voer. Christene, Jesus volgelinge, soos ons. Dit is waarom Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 16 skryf. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Paulus noem ons verder in 2 Korintiërs 5 ambassadeurs. 'n Ambassadeur bevorder nie sy eie agenda nie. 'n Ambassadeur dra die boodskap en gesag van die een wat hom gestuur het. Ons is Jesus se ambassadeurs. Sy liefdesambassadeurs. Ons verteenwoordig hom en nie in die eerste plek 'n ideologie of 'n geskiedenis nie. In sy liefde het hy ons met God versoen. Dit mooi hieroor. In sy liefde het hy ons met God versoen. Dink net weer wat dit hom gekos het. Dink net weer wat hy moes opoffer. Dink net weer hoe groot sy liefde moes wees om vir ons almal en elkeen vir al ons sondes aan die kruis te sterf.
sodat daar nie meer spanning, afstand, wrywing tussen ons en God kan wees nie, maar versoening. Dit is wat God bedoel met versoening. Dit is wat Jesus bedoel met versoening. En nou lees ons in hierdie vers, verwag hy van ons om met daardie liefde, versoening, na mekaar toe te neem. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 18. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toe vertrou. Ons moet sy ambassadeurs van sy liefde en van sy versoening wees. Maar hoe kan ons van sy liefde en van sy versoening getuig as ons nie kans sien vir liefde en versoening met mekaar nie? Dan kan ons net sowel stil bly en nie 'n woord oor liefde en versoening sê nie. Ek weet, ook by my, toe ek hierdie die eerste keer lees, versoening wek emosie by ons op. En toe ek het nou die eerste keer weer in hierdie gedeelte lees, en nie kon weghardloop van hierdie versoening nie, het ek daarom van myself gedink, ek weet daarom. Versoening, na alles, met hulle, soos dit nou gaan, ek kan nie. Miskien is dit net ek wat so voel, maar miskien voel julle ook so. En as ons so voel, dat ons nie kan nie, dan is ons heeltemal reg. Gelukkig, skryf Paulus ook in 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Ons is reg. Ons kan nie. En ons wil ook eintlik nie. Maar, sê hierdie vers, en ons kan ook nie van hierdie vers al weghardloop nie. Maar, nog belangriker as dit, oorheersend tot dit wat alles verandering moet beïnvloed. Ons behoort aan Christus. En hy maak ons nuwe mense. Vir daardie nuwe mense is die oue verby. Die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Dankie tog. Dit is sy werk in ons. Hy maak hierdie liefde en versoening in jou en my moontlik. Anders sou ons nie 'n kat se kans gehad het om enigstens 'n persentasiepuntjie daarvan te probeer. In Johannes 13, vers 34 en 35, sê Jesus self, hoe belangrik hierdie liefde vir die uitbreiding van sy koninkryk is. Ja, al is dit ongemaklik. Ons moet dit weet. Ons is nie in die eerste plek hier om 'n Suid-Afrikaanse of 'n Zulu of 'n Afrikaner of 'n kapitalistiese of 'n sosialistiese koninkryk te bou nie. Ons is hier in die eerste plek om Jesus se koninkryk te bou. En die boustene van sy koninkryk
is liefde. Jesus sê in Johannes 13 vers 34 en 35, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, hoor mooi, as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Jesus sê die wêreld sal weet ons is sy disippels deur ons liefde vir mekaar. Nie deur ons teologie oor die liefde nie, alhoewel teologie belangrik is. Nie deur ons kerkgeboue waar ons oor liefde preek nie, alhoewel dit nodig is. Nie deur ons geestelike liedere oor liefde nie, alhoewel ons dit moet sing. Nee, deur liefde self. Deur Jesus se liefde, innerlike liefde, sigbare liefde, dienende liefde, opofferende liefde, God se liefde vir mekaar. Al maak dit glad nie sin en al is dit heeltemal onlogies. Dit is wat Jesus van ons verwag. Punt. My liewe broer en suster, wat dryf jou hier in Suid-Afrika? Wie dryf jou hier in Suid-Afrika? Pinkster vra jou en vir my om die Heilige Gees in jou en my 'n kans te gee. Om sy liefde in en deur jou en my 'n kans te gee. Laat ons ophou vra wat die Gees vir ons kan doen. En begin vra wat die Heilige Gees deur ons wil doen. Laat ons ophou om Pinkster te meet aan ons geestelike ervarings en dit eerder begin meet aan ons versoenende verhoudings. Laat ons ophou wag vir Suid-Afrika om te verander en begin om die verandering te word wat Suid-Afrika so smag om te sien. Deur die Heilige Gees en sy liefde in ons. Amen. Nou gaan ek vir julle elkeen, net daar waar julle sit, 'n bietjie rus en vrede gee. Die Heilige Gees het ons nou behoorlik ontwrig. Die mat onder ons uitgedruk. Voordat ons aanbeweeg. Dink net 'n bietjie daar in jou innerlike, in jou binneste. Wat het die Heilige Gees vanoggend vir my gesê? Hoe wil hy hê moet ek daarop reageer? Maar wees versigtig. Moenie vir jouself vra, hoe wil ek daarop reageer nie? Want dan gaan ons die punt mis. Die vraag is, hoe wil die Heilige Gees hê dat jy en ek hierop reageer?
Dink 'n bietjie daaroor. As jy met die Here daaroor wil praat, ons gaan vir mekaar op 'n rukkie gee vir stil gebed. Terwyl ons so sit, gaan ons lied 284, al 3 die verse, saam sing as 'n gebed. Die tema van hierdie lied is, laat Heer u vrede deur my vloei. Ons gaan die woorde so 'n bietjie verander. Julle sal sien ek het dit op die skerm verander. Waar daar vrede en vreugde in die woorde is, het ek dit vervang met liefde. Laat Heer u liefde deur my vloei.
Baie dankie diakens. Ons gaan môre aand aanlyn voort, enige tyd van 7 uur af. Julle kan besluit wanneer julle na die opname kyk. Ons gaan môre aand voort met die volgende en die tweede tema in ons Pinksterreeks. Kom ons sluit af met die liefdeslied in die liedboek. Lied 530, al 3 die verse, praat ek mense engele tale. God
van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.